volgens hom was ek nog 'n jong meisie en ons was iewers in Karasburg by 'n troue. Maar ek was nog baie jonk en hy het my vir die eerste keer daar gesien. En hy het besluit hierdie meisie gaan eendag my vrou word. Maar ek het hom nie eens geken nie. En okay, ek hoef my seker in between details te gee nie, maar down the line 86 het ons ontmoet iewers by 'n troue en daar het dit nou begin. En 7 Januarie het ons begin date. En ek was maar nog 'n skoolmeisie. Het vir 10 jaar het ons gedate en 97 het ons getrou. Ons is nou 27 jaar getroud en ons ken 37 jaar vir mekaar. So just imagine 'n hele leeftyd net in een gesig. Ons het 3 kinders, ja. Ons oudste seun is Reginald. Hy is 1990 gebore. En ons tweede dogter haar naam is Mia. Sy werk vir 'n investment company. Sy is nou 25 jaar en dan ons laasborn is 19 jaar. Hy is verlede jaar matriek gemaak, eerste jaar invest. En ja, 97 het ek getrou en ek is nou nog in Windhoek. Dit hang mos nou af in watter posisie jy is. So op die oomblik druk ek kaarte. Ek is nou in production area. So is maar 'n normale as jy ingaan files oorlaai, conversion van die files, druk van die kaarte. Dis maar 'n tipiese dag in die produksie areas. En dit is nogal 'n ander enetjie, tamelietjie daai ene. Dis die working environment. Ek kan regtig baie kla oor Windhoek van dit ek hier kom begin werk het. En die baie opportunities wat ons gehad het, wat jy het in die bank om iewers te kom. So en ja, die dissipline, die orde, nou my opinie wat in die bank is, waardeer ek baie. As jy kyk net wat beide gebeur, hoe baie mense kla oor hulle werkomgewing, so dit is vir my regtig waar. Ek is happy. Soos jy gesê het, ek is 'n geestelike persoon. Ek hou van lees, woord, die Bybel en ek spandeer tyd om te bid. Maar daar is die balans. As jy net een ding doen, is dit 'n probleem. Ek kry hier in die huwelike probleem en die kinders, so ek balanseer dit maar. So tussen die kinders, my man en dan my tyd. Ja, maar soos nou is die kinders nou al groot. So elkeen, my seun is uit die huis, die laasborn bly in die hostel, is nou net die middeleen wat nog met ons bly, maar sy is maar op haar eie. So meeste van die tyd het ek tyd, maar ek sorg dat dit, soos ek sê, daar moet balans wees. Gebed, die Here en dan my man, dat ek weet waarna toe jy kom, die omgewing waarin jy werk. So ek het die daai wat jy sê, ek is so gefrustreerd, ek wil nie werk, jy weet, alles daar issues met die werk, vir die liefde vir dit wat jy doen. En dan weet jy, okay, ek moet werk, ek moet supportive wees is vir my man, en dan vir die kinders. You know, most of the time, especially the young people now, they don't want to start at the bottom. So for them, because they think they have degrees, they have to start on the top, but you have to work your way from the bottom to the top. And that is my advice for all the young people out there. Whatever you do, you just need to start down there, and you can't forget where you are coming from and where you are going. You must be focused and always be humble and always doing small tasks that you have been asked to do. Just take every opportunity to learn so that you can get to the top. It's not an overnight thing. You have to work towards it, and it takes time and all the patience, because you have to go through it. Everything has to be tested for you to get to the top.